groet ook in die naam van Jesus mense wat ook op hierdie manier na hierdie video gaan kyk, of dit vandag of iewers in die week is, mag die Here ook vir jou, daar waar jy nou sit, en luister na die woord van die Here, mag die Here ook vir jou kom seën, word sommer net daar oomblik stil voor God en praat met hom. Vriende, julle kan die Bybels oopmaak by Genesis, baie maklik, die eerste hoofstuk, die eerste boek in die Bybel. Ons gaan Genesis 1 lees, en ons gaan later aan nog 'n paar ander gedeeltes ook lees. Jy kan dalk by Prediker 2 ook, hier net na die Psalms by Prediker 2, kan jy daar ook oopmaak. Ek gaan later dit ook lees. So Genesis 1 jou vinger byhou, Prediker 2, ons kom later by die twee skrifgedeeltes. Ek self is nou so 3 weke terug, het ek self die ou gemors van 'n virus, COVID gekry, en ek het net weer daai ervaring gehad van hoe word ons energie en word ons vreugde gesteel. Weet jy wie van julle daar ook in hierdie jaar en 'n half al deur die ding is nie. Maar dit steel tog vreugde, dit steel ons drome, dit steel 'n stuk opgewondenheid wat ons veronderstel is om te hê. En ek het gedink om vanoggend te begin met 'n vraag. Waaroor raak jy nog opgewonde? Kyk gou na jou man, jou vrou, kyk gou na die een langs jou, probeer gou dit antwoord. Sê gou vir mekaar, waaroor in die lewe raak jy nog opgewonde? Praat gou daaroor met mekaar, jy albei, as jy luister na hierdie video, miskien moet jy hom gaan afsit en met iemand naby jou dit gaan bespreek. Waaroor raak jy nog opgewonde? Is daar nog dinge, vriende, in die lewe waaroor jy opgewonde raak? Miskien dinge waaroor jy in die verlede opgewonde was. Ek het sommer vir my paar goedjies aangeteken. Goed wat ek wil sê, ek dink ons raak oor nuwe dinge opgewonde. As ek nou dink toe ek kind was, jy was opgewonde as jy verjaar, né? Want as jy verjaar kry jy gee maale vir jou hierdie geskenke. Jy raak opgewonde oor 'n nuwe speelding. Snaaks genoeg ook oor nuwe klere. En miskien is julle dames nog meer as ons as mans, maar ek wil dit maar sê, ons as mans ook maar, ja. Oor 'n nuwe hemp, 'n nuwe skoene. Kan julle nou miskien meer oor die skoene, maar jy is opgewonde oor nuwe klere. Ek onthou nog om oor te gaan van die 1 jaar na volgende jaar in jou standaard, in jou grade vandag. 'n nuwe fiets. Later jare in my lewe, opgewondenheid, julle gaan nog onthou, 1994 toe ek hier aangekom het. Opgewonde oor die nuwe uitdaging, 'n nuwe werk. 1996 toe bou ek in Oudtshoorn ons huis en daai opgewondenheid om in ons huis in te trek en die nuwe meubels, daai goed is nou al stokhou. Maar daai opgewondenheid van nuwe dinge. Miskien is dit vandag 'n nuwe selfoon wat jy kan kry. Ek kan verseker dat om 'n babatjie in jou arms vas te hou, Leandrie, nuwe lewe van 'n seentjie. Dit moes julle verseker opgewonde maak. Buite in die natuur, 'n nuwe seisoen, dis lente, dis wonderlik, die wêreld buite lyk sommer net so goed. Maar dan is dit mos nou so. Daar kom ook oor ons pad teleurstellings. Daar kom oor ons pad en die hele inperking van die pandemie maak dit net erger. Hier sit Frederik daar by die rekenaar en Jandrey, jy sien ook, hulle is matriek en dit wat hulle net ontneem word hierdie jaar van in die skool. Nie 40 days nie, hulle nou weer nie matriek afskeid. 'n klomp goed wat net nie gebeur, en so ook, ek dink jy ook,
en op 'n Sondagoggend om in die kerk te kom sit en jy kan net 50 mense en ek moet vir mense sê, nee, jammer, ons kan nie meer as dit vat nie. Die teleurstellings van God waarna jy uitsien het gebeur. Ek moet dan verlede jaar, ons was al 2021 seisoene wat ons Hartenbos gegaan, en verlede jaar ons Hartenbos gegaan het, en ons nie maar geswem het. Ons het skelm geswem en die polisie het my al gevang, maar dis dan niks daaroor. Maar hy teleurstellings. Ons is in 'n nuwe seisoen. En ek sien dit rondom ons. Ek sien byvoorbeeld, by ons, langs ons huis, staan daai bos. Dis 'n Indiese meidoorn. Ek van julle dit ken nie. Oorkant julle by George Butler staan ook so 'n bos van dit daar. Die Indiese meidoorn. En hy is die grootste deel van die jaar net groen. Ek kan nie dink dat ek al ooit hom so mooi soos vanjaar gesien het. Hy het die mooiste blomme, die bye werk so op hom. Dis asof daar net 'n ander lewe is. Mense gaan na Makwaland toe. Die ooms en tannies, die afgetredenes, hulle gaan almal nou op die stadion na Makwaland toe. Maar hulle hoef nie so te gaan nie. Hulle kan sommer net hier so onder by die tennisbane, kan hulle gaan ry, daar by die tennisbane. Dit lyk pragtig. Daar is 'n nuwe seisoen. Tussen ons boeregemeenskap ry en die graan sien. Nuwe lewe, nuwe skepping. Met 'n baba, 'n jong seentjie in jou arms. Daai en ek dink dit maak ons opgewonde. En as jy dit nie raak sien nie, wil ek vanoggend vir jou vra, kyk bietjie rondom jou. Dit maak ons as mense opgewonde. As ek vir jou die vraag vra, dink gou 'n bietjie daaroor. Dink jy God raak opgewonde? Daar's 'n storie op TV, 'n nuwe so vasvraagprogram, kyk wie praat. Dit is vir kindertjies en mense wat dit speel. Ek weet nie wie van julle dit kyk nie. En dan moet jy kies ja of nee. As jy nou moet kies ja of nee vanoggend, en jy moet sê, dink jy God raak opgewonde? Sal jy sê ja, God raak opgewonde? Of sal jy sê nee, God raak nie opgewonde nie? Genesis 1. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was heeltemal onbewoonbaar. Dit was donker op die diep waters, maar die gees van God het oor die waters gesweef. Toe het God gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. God het gesien die lig is goed. God kyk na dit wat hy skep en hy sien dis goed. Ek sien in dit 'n stuk opgewondenheid oor God. Die derde dag skep hy die groen plante. Dan staan daar in vers 10, God het die droë grond aarde genoem en die waters wat by mekaar gekom het hy see genoem. En God het gesien, dit is goed. God kyk na dit wat hy skep, die eerste dag, die tweede dag, die derde dag, en hy sê, wow, kyk wat gebeur hier. Die vierde dag skep hy die son, maan en sterre. Dan staan daar in vers 18 se einde. En God het gesien, dit is goed. Op die 5de dag skep hy die visse in die see en die voëls in die lug. En dan staan daar vers 21 en dit herhaal soos 'n refrein. En God het gesien, dis goed. Hy maak die 6de dag eers die diere, die res van die diere op die aarde. Dan sê hy, en dit is goed, vers 26. Toe het God gesê, kom ons maak die mens. Kom ons maak vir Adam en Eva as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voëls in die lug, die makdiere, die wilde diere, al die diere wat op die aarde kruip. En God het die mens geskep as sy verteenwoordiger. As beeld van God het hy die mens geskep. Man en vrou het hy geskep. En dan gee hy die mens die opdrag. En aan die einde van die 6de dag, kyk mooi wat staan daar in vers 31. Toe het God gekyk na alles wat hy gemaak het, en dit was baie goed. En is asof God na
na die skepping kyk in die 6 dae wat hy gemaak het, en ek dink God het geglimlag. God het geglimlag oor die skepping, oor hierdie werklikheid wat ons ken, en dan sê God, en dit is baie goed. Hy kyk na die mens, die toppunt, sy verteenwoordiger, sy beeld op aarde, en hy sê, dis baie goed. En ek dink God is opgewonde daaroor. God was opgewonde oor sy skepping. As jy moet dink oor waar in die Bybel God nog opgewonde is. En waar sal die gedagtes draai? Jy geweet, by die doop van God se seun, soos jy vanoggend kom en jou seun kom doop. God was daar by die doop van sy seun. In Matteus 3 word vertel hoe Jesus kom by die Jordaanrivier en hoe Jesus in die Jordaanrivier ingaan en Johannes die doper vir hom doop. En as Jesus in die water uitkom, dan kom die Heilige Gees soos 'n duif op hom. En dan is die Vader ook daar. Dis min plekke in die woord waar al drie manifesteer, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dan staan daar vers 17, ek dink hy's op die bord. Daar was ook 'n stem uit die hemel wat gesê het, dit is my geliefde seun, oor hom is ek opgewonde. Oor hom verheug ek my. God is verseker opgewonde. God is verseker baie bly oor sy seun, want hy weet, hier gaan 'n nuwe skepping kom, hier gaan 'n nuwe begin kom, want hier is Jesus om die prys te betaal. 'n derde deeltjie wat ek by wil stil staan waar God opgewonde is in Johannes 15. Johannes 15 is die hoofstuk Lukas 15. Lukas 15, wat Lukas vertel oor die goed wat wegraak en gevind word. Die eerste ene is wat hy vertel van die herder wat 100 skape gehad het. En dan raak hy een skaap weg, dan gaan soek die herder na die skaap. En as hy hom gevind het, dan is hy bly daaroor, dan sluit hy gelykenis, sluit Jesus af. En hy sê, ek sê vir julle, Jesus sê vir julle, net so sal daar ook in die hemel blydskap wees oor een sondaar wat hom bekeer. God en die engele, God in die hemel, is opgewonde as daar een mens wat weg is van hom af, terugkom en hom bekeer en regmaak, dan is daar 'n stuk opgewondenheid, daar's daar fees, die Vader, die Seun, die Gees, saam met die hemelwesens in die hemel. Tog vriende, sukkel ons met opgewondenheid, sukkel ons met vreugde. En is nie net ons tyd nie, dis nie net in hierdie pandemie tyd nie. Ek dink dis vroeër jare ook, en dan kan ons so ver terug gaan soos koning Salomo. En dan kan ons na Prediker 2, die tweede gedeelte wat ek wil lees, kan ons daarna gaan kyk. As Salomo, hierdie wyse koning, hierdie skatryk koning, dan skryf hy in Prediker 2, Salomo sê, ek het by myself gedink, laat ek my oorgee aan plesier, laat ek die lewe geniet, maar ook dit het niks opgelewer nie. Van lag moes ek sê, dis sinneloos, van plesier, wat bring dit my? Ek het gewonder wat sal gebeur as ek my aan wyn oorgee. En dan gaan hy aan en hy sê, hy het alles probeer, hy het groot ondernemings aangepak. Vers 4, huise gebou, wingerde geplant, vers 5, tuine en parke aangeleg, vrugtebome en damme gemaak waarmee hy die bome kon nat maak. Hy het 'n klomp slawe en slavinne gehad en hulle kinders was ook later sy slawe. Baie beeste en kleinvee. Vers 8, silwer en goud opgegaar en 'n klomp sangers en sangeresse bymekaar gemaak. Talle meisies met wie ek die lewe kon geniet, sê Salomo. En dan kom hy in vers 11. En hy sê eintlik alles is gejaag na hom. Maar toe ek goed nadink oor alles wat ek gedoen het, en oor alles waarmee ek my met soveel sorg besig hou, het ek gesien dat alles niks was. Ek gaan jaag na hom. In hierdie wêreld bevredig
niks nie. Ons kan so vir ons kinders 'n klomp goed hoop en 'n klomp goed gee en 'n klomp goed wat ons dink hulle kan opgewonde maak. Maar waaroor gaan dit regtig? Om te sê pas op dat ons nie die gejaag na wind najaag. In die laat 80's. So julle jonger mense gaan nie dit onthou nie, hulle gaan nie die goed onthou. In die jare laat 80's, begin 90's, was daar 'n Britse rockgroep gewees, U2. Hulle sing nou nog, maar dis waar hulle begin het. Dis die eerste lied wat hulle bekend geraak het mee. But I still haven't found what I'm looking for. Luister gou tot so net as so 'n uittreksel. I've run through the fields. I've run, I've crawled, I've scaled city walls, but still I haven't found what I'm looking for. Om alles te probeer, om die hoogste berge te probeer klim, om deur die veld te hardloop, om 'n klomp goed na te jaag in die stad, in die dorp, in geld, dan sê jy toe, maar nog steeds nie gevind wat ek regtig na soek. Ons kan ons kinders, ons kan self so rondhardloop, so berge uitklim, so by mekaar maak. Salomo sê, so alles probeer en dan nog steeds nie vind waaroor dit regtig gaan nie. Die einste Salomo gee tog ook vir ons 'n stukkie aan. Hoor gou na die antwoord. Spreuke 9 vers 10. Wysheid begin met die dien van die Here. Vreugde begin by die dien van die Here. Vrede en 'n sinvolle lewe begin met die dien van die Here. Om my kind op die regte manier groot te maak, om regtig vir hom die beste te wil gee, want dis nog wat jy wil doen, Leandri, Johan, Leanai, Jegie, die beste te gee. Dan is hierdie versie dalk die sleutelvers vir die oggend. Waar, met wat? Wysheid begin met die dien van die Here. Jesus gee raad vir ons in Matteus 6 vers 33. As 'n liedjie ook, hulle ken hom baie goed nie, beywer julle eers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sê hulle ook al die dinge kry by. Mag ons daaraan vashou. Wys God, beywer vir die Here. Ek wil sommer net dat jy ek sien. Visueel is ons altyd beter. So ek wil gou ek visueel vir jou wys met die stukkie wit papier. Ons kan 'n klomp goed najaag in die lewe. Jy moet nou so 'n bietjie met 'n ander oog kyk, met 'n kreatiewe oog. Ons kan sê, ja, dink gou hierdie is 'n seiljag. Dink gou dis 'n seiljag. Ons kan sê, maar ek sal graag die see wil invaar met die son wat besig is om te sak en lekker gaan vakansie op my seiljaggie.
en dit gaan vir my opgewonde en groot plesier veroorsaak. Of ek kan sê, maar die grootste huis in die dorp, op die plaas, of in die dorp en op die plaas, by die see, of in die dorp en die plaas en die see, en die grootste huis, dit gaan my dalk plesier, dit gaan my dalk opgewonde maak, dit sal dalk vir my sin maak in die lewe. Of ek kan sê, maar ek wil graag 'n jetsetter word, wat op 'n vliegtuig klim, in die wêreld vol reis, en die wêreld ken, en 'n belangrike mens in die wêreld wees, en die aarde omgaan, en oral gaan besoek, en geken word. Miskien is dit die ultimate, maar dit lyk my deesdae selfs dit nie die ultimate, nie net in die wêreld nie. Richard Branson het gesê, nee, hy het nou sy biljoene gemaak, en nou nie net met sy Virgin vliegtuie oral gaan nie, maar hy wil die eerste ou wees wat in die ruimte ingaan, as gewone mens in die ruimte ingaan, en al sy biljoene bymekaar gemaak en 'n vuurpyl gemaak, en dit was nou 11 Julie het hy met die vuurpyl opgegaan in die lugruim in 8400 meter in die lug en op, en die eerste kommersieel het gewoonweg daar gewees, en nou sê hy, maar hy kan ook mense vat, so die ultimate gaan dan seker wees om in die hemelruim met 'n vuurpyl op te gaan en daar te gaan vakansie. En al hierdie goed, en of dit nou die seiljaggie is, en of dit nou die huis is, en of dit die vliegtuig is, en of dit die vuurpyl, of wat jou droom ook al is, dan as ek nou kyk, is dit wat ons kinders moet leer, of is daar ietsie meer? En dan lyk dit vir my, is daar ietsie meer. Maar ietsie meer om regtig my kind en om vir Jegie by die kruis te kry. God kom beloof vanoggend by die doop, maar hy ken hom. Hy sal saam met hom stap. Hy is lief vir hom. Dit beloof God vanoggend vir Jegie. Maar julle twee, en die oupas en oumas en grootjies, hulle is verantwoordelik om hom uiteindelik te sê, maar my kind, as iets meer, en om regtig by die kruis uit te kom, en te sê, maar al is daar teleurstellings, al is daar doodloopstrate, al is daar 'n stuk moedeloosheid, en al kan jy nie matriek afskeid, Frikkie Jandrey, al kan jy nie matriek afskeid hou al die goed waarvoor jy droom nie, maar om te sê, maar ek kyk deur die kruis, kyk ek na die wêreld, deur die geloof, kan ek hierdie moedeloosheid en doodloopstrate hanteer, en dan is daar 'n belangrike vers wat ek wil vir jou lees in 2 Korintiërs 5 vers 17. Iemand wat aan Christus behoort is 'n nuwe mens. Die ou is verby, die nuwe het gekom. As ek uiteindelik voor die kruis staan, as ek uiteindelik die kruis deel maak van my lewe, dan sê ek al die ou goed, en dit het Salomo al gesê, en dit sien ons in ons papiertjie, al die goed wat die wêreld wil sê, dit maak sin, dit kan slegs. Soek eers die koninkryk van God. Laat God dan vir jou help om los te maak daarvan, en by sy kruis uit te kom, by 'n nuwe skepping, want jy is 'n nuwe skepping, en leer julle kinders om te sê, julle in Jesus is 'n nuwe skepping. Beteken dit nou, en ek moet dit bysit, ek wil daar gestop met my preek, maar ek moet hierdie laaste stukkie gou bysit. Beteken dit nou, ek moenie ambisies hê in die lewe? Beteken dit nou, ek moenie besittings hê? Nie allermins. Dis waarvoor ons werk, en dit is 'n deel van die lewe, en party mense is geseënd met baie, maar dit sê net soveel meer, en broers en susters, julle moet nou mooi luister. Maar dit sê net jy en ek wat dit het, ons moet met 'n stuk verantwoordelikheid daarmee omgaan. Toe die
besigheidsmiljonair Rick Warren. Rick Warren skryf daai boek, 'n doelgerigte lewe, wat wie van julle dit al gelees het, een van die beste boeke wat jy kan lees. Rick Warren, doelgerigte lewe. Toe 'n joernalis van hom vra, want hy's 'n Christenskrywer, maar wat maak jy nou met die rykdom wat jy het? Toe sê hy die volgende woorde, ek sal nie sê ja, hier dit op die bord, Rick Warren. Toe sê hy die volgende woorde: dis nie 'n probleem as jy ryk is. Die probleem is wanneer jy ryk sterf. Wat hy daardeur wil sê, is nie 'n probleem om te hê nie, maar die Here sê vir my en jou, dit wat jy het, moet jy met 'n stuk verantwoordelikheid omgaan, om ook te sorg rondom jou. Om ook vir die herder, vir ons groot herder wat voorsien, ons groot herder wat ons verlos, ons groot herder vir wie ons kinders aan wil bekendstel, om te sê by daai herder, dis hy wat gee, dis hy wat help. Ek sluit af met hierdie gedig van Jaap Zylstra, 'n Nederlandse digter. Jaap Zylstra het hierdie volgende gedig geskryf oor Psalm 23. Dit was so 'n bietjie my oë vir 'n paar dinge oopgemaak. Die stroom van welvaart is my herder. So hy skryf vanuit 'n persoon wat net aan geld vashou. Niks sal my ontbreek nie. Dit laat my neer lê in groen weivelde. Na 'n rustige aftrede lei dit my heen. Dit streel my maag. Geld lei my op die regte spore, want geld wat stom is, maak reg wat krom is. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskade wees, ek sal nie onheil vrees nie, want my polis is by my. Nog 'n antwoordjie. My slaappoeier en my aspirine, die vertroos my. Die welvaart laat my by 'n feesmaal aansit, my beker loop oor. Ja, vakansiebonus en annuïteite en pensioen bystand sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die tempel van welvaart vertoef tot my begrafnis. Mag ons, pas op daarvoor, mag ons sê, ek wil my kind daarteen waarsku, mag ek dit wat ek het met 'n stuk verantwoordelikheid gebruik. Kom ons bid tot hierdie herder om met ons te wees. Ek sit die gebed ook op die bord, dat jy dit kan volg saam met my. Maar kom ons bid en ons sê dit vir die Here. Here, dankie dat U by ons is, as herder, in al die seisoene van ons lewe. U by ons is in die winter, wanneer ons moedeloos en koud voel. En in die somer, wanneer ons opgeruimd en warm voel. Dankie dat U by ons is as herder in die herfs, wanneer U beloftes in ons lewens plant. En in die lente, wanneer hierdie beloftes ontkiem en nuwe lewe bring. Help ons om soos wat U vir ons sorg, ook vir mekaar en die aarde te sorg.